Hier is 'n baie interessante boodskap vanoggend. Is jy nog die sout van hierdie aarde? Nou, dis 'n baie bekende gedeelte wat ek glo elke dominee prediker seker nou al oor gepreek het, maar ek gaan nou vanmôre vir u bring op 'n korrie twist. Jy weet, ek kan mos nie 'n ding normaal doen nie, so baie mense wat my ken gaan sê, jy's nie altyd heeltemal right nie, maar hierdie is 'n ander oog. Kyk na hierdie gedeelte. Ons almal lees baie vinnig in Matteus, maar ek gaan vroeg in die Bybel begin. 2 Konings 2 vanaf vers 19 tot 22. 2 Konings 2 vanaf vers 19 tot 22. Baie sê ek lees baie keer verkeerd of wat ook al, ek is verskriklik dysleksia, ek ly baie dysleksia. En ek haal dit nie die video's uit nie, weet jy wat hoekom nie? Want ek is ek. As mense nie verstaan, ek is ek en ek maak foute nie, I'm not perfect. Ek gaan sit nie daar en ek en Michael probeer nou elke foutjie uit die video uithaal nie. Ons doen dit nie. Want dit moet mens wees. Dit wat hier oor gaan is mens en ons is maar net mens. So ons kyk na 2 Konings 2 vers 19 tot 22, is ons nog die sout van hierdie aarde. En die manne van die stad van, ekskuus, ek gaan vooruit begin, en die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my Heer sien, maar die water is sleg, en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. So daar wou niks wel in daai water gesit het of gegooi het, wou groei nie. Die grond was fisies onvrugbaar. En hy antwoord, en hier is baie belangrik van kind van die Here. Hê 'n antwoord. As die wêreld na jou toe kom, hê 'n antwoord. Die Heilige Gees gaan dit vir jou gee. Bring vir my 'n nuwe skottel. En ek wil emfaseer, 'n nuwe skottel. En gooi daar sout in. En hulle het na hom gebring. Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê, so spreek die Here, ek het die water gesond gemaak, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En die wonderwerk gebeur, en die water het gesond geword tot vandag toe, volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. As jy die hele 2 Konings gaan deurlees, gaan jy sien, daar 2 Konings 2 gaan deurlees, gaan jy sien daar 3 groot wonderwerke gebeur. Elia gaan met 'n vuurwolk op hemel toe. 42 kinders spot met Elia en Elisa in daardie gedeelte en hulle sterf. Moenie met die gesalftes van die Here spot nie, jy gaan tweede kom. Elisa maak 'n fortuin skoon en gesond met die krag van God, die simboliek van sout. Sal 'n bietjie vanoggend stil staan by die fontein, by die stad wat Elisa sout ingegooi het. En ek wil graag van die begin af dit baie duidelik maak. Vorige gemeente, die groot gemeente, Raad en aan Kalinin, kom 'n broer een aand daar ingestorm met 'n sak grove sout. En hy sê vir my, ons moet hierdie hele plek sout gooi, dringend. Ek sê, hoekom? Is die duiwel is op pad? Jy doen? Okay. Ek sê, sout vir die duiwel. Waar kom jy aan? Nee, dis in die Bybel. Ek sê, gaan my Bybel sê van wys dit vir my. Ek wil vanmôre sien, waar strooi jy sout om van die duiwel ontslae te raak? Dit bestaan nie, man. Dit is nie in die woord nie.
Dis nonsens, fabels. Die enigste plek waar ek dit kon kry, waar jy sout gooi teen duiwels, is in boeddhisme. Ons is nie boeddhisme nie, in boeddhisme betrokke nie, ons is betrokke in die Heilige Gees en in die Here, man. So waar kom jy nou vandaan, om in die kerk te kom sout gooi, te sê ek van nou, wie dink jy gaan hier gemors kom skoonmaak? Of gaan ons permanent sout op die vloere hou? Hoekom leef ons nie op soutvloere dan nou? Dan kom jy ons nie naby ons. Dis nonsens. Ons as kinders van die Here moet bietjie die woord regtig leer. En hier was 'n man van die Here. Ek wil graag vir hom die gesegde gebruik wat sê, neem wat hy sê, maar met 'n knippie sout. Want ek weet dan nou wink die waar nie van die duiwel en sout so nie. Goed. Ek het bietjie gaan studie doen oor die sout in die Bybel. En ek het die volgende afgekom. Dat sout in die woord gee smaak. Dit preserveer. Dit disinfek. Sout is ook 'n ontsmettingsmiddel. Dan is dit verder in die soutverbond. Loyaliteit. Dis duursaam. Vrugbaarheid. Waardevol. Reiniging. Bruikbaar. Durable. En gee integriteit. En ek wil gou volgende bietjie praat oor die huwelik. Ek dink iewers het almal die huwelik verkeerd gehad. Ons moes die soutverbond van die Ou Testament in ons huwelik ingebring het. Jy gaan baie minder egskeidings kry, hoor. Hoekom sê ek so? 'n Soutverbond is, twee kom by mekaar, daar's 2 bakke sout, en altyd wat daai bakke sout uiteet tot hy vir hom uitlek. Dan het jy 'n soutverbond met daardie persoon gestig. En die enigste manier om daai verbond te breek, is om te sterf. Weet jy, nou moes dit in die huwelik ingebring het. Want as jy weet, jy wil weer trou, jy gaan vriend jy waar weer 'n bak sout moet opeet, gaan jy nie. Jy hou maar eerder by die een wat jy het. Dit sou gewerk het. Maar nou ja, my opinie. Die sout in die Ou Testament, Levitikus 2:13, en jy moet al die spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. So met elke offer wat gebring is, die spysoffers, moes hulle invryf met sout, en moes hulle sout gee. Daar is self so 'n verbond vandag nog gedoen. Hoe meer navorsing ek doen, hoe dieper ek in die soutverbond ingaan. Nou kom ek agter, dis iets van die oudheid nie. Dit word vandag nog gedoen. President Jimmy Carter en Mikhail Gorbachev het in 1979 'n soutverbond met mekaar aangegaan. So elkeen het 'n bakkie sout gesit en opeet saam met mekaar. En die verbond wat hulle gestig het, en dis ook nie bekommerd is oor kernkrag aanval tussen Amerika en Rusland nie, want dit gaan nie gebeur nie, daar's 'n soutverbond. Tussen God en Amerika, en tussen God en Rusland. Hierdie 2 presidente het 'n soutverbond met mekaar gestig, om te sê dat nie een van die 2 lande sal ooit mekaar met nukleer aanval. Bedoel ek iets wat jy nie geweet het nie? In 1979 is daar die soutverbond tussen Amerika en dan Rusland gemaak. In die ou Palestynse Ryk, presies dieselfde, is daar die soutverbonde vandag nog geldig, en dit word vandag nog gedoen. In Numeri 18 vers 19, maak God die Vader 'n soutverbond met Aaron en sy seuns en dogters. Daardie verbond staan vandag nog by Aaron, want God kan nie sterf nie. As jy by die verbond hou, sal hy. In die tabernakels of die tempels, in Esegiel 43:24 sal die hele eentjie aan in die Bybel, sê hy daarso, en jy moet hulle bring
voor die aangesig van die Here, en die priesters moet die sout daarop strooi, en dit as 'n brandoffer aan die Here bring. Ek wil vir julle sê, ek het op iets nog baie interessants afgekom, dat babas, pasgebore babas, was met sout ingeskryf, ingesmeer. Sy hele liggaampie of haar hele liggaampie. Dit is reeds gedoen, so in die ou Palestynse tyd, maar ook in die Joodse tyd, en tussen die Jode, en is vandag nog 'n gebruik onder hulle, dat 'n pasgebore baba word met sout ingevryf. Ek het dit gekry, die doel daarvan, the significance of rubbing a newborn with salt, is to indicate that the child would be raised to have integrity, to always be truthful and faithful to God. Behalwe vir die besnyenis, vir die kinders, en die Joodse, is hulle ook die babas, met geboorte, het hulle sout ingevryf, as 'n verbond tussen die ma en die pa, en die kind. Daai kindertjies is met sout ingeskryf. Graag julle kan bly wees, ek het nie geweet van dit hoe julle daar gebore was. Anders was julle verseker vandag met sout ingevryf. Was dalk nie te laat nie. Jy maar ons sal nie. Okay. Sout in die Nuwe Testament, nou hier is 'n gedeelte wat ons almal oor gepraat het, en gepreek het oor. Matteus 5:13, so 'n baie mooi gedeelte. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit die aarde gesout word? Hy vra hierso, as die sout laf geword het, wat kan ons daarmee doen? Weet jy niks? Dit deug nêrens meer as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word. Hier is my 'n baie diep gedeelte. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Markus 9:49, want elkeen sal met vuur gesout word, en elke offer sal met sout gesout word. Wat my baie mooi uitstaan in hierdie gedeelte. Jy, kind van die Here, is met sout en vuur gesout. En die vuur is die Heilige Gees in jou. Die vuur is die Heilige Gees. En daai vuur Heilige Gees, die Here Jesus Christus, ons beloof sal vir altyd by ons wees. Daai was 'n soutverbond wat gemaak is met elke kind van die Here om te sê, gee vir die Heilige Gees en hy sal vir altyd by jou bly. Hoe mis ons dit in die woord? As jy die Here ding beloof het, moet jy aanbeveel, doen dit. Lukas 14:33 tot 35. So aan ons ook niemand van julle wat nie afsien van al julle besittings my disippels wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Weet jy dat kinders van die Here kan so laf, en ek wil dit graag so noem, useless word, dat hulle eintlik op die straat gegooi moet word en vertrap word. En jy sien dit. Kom ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Kolossense 4:6. Luister mooi. Laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. Verstaan jy dat sout begin belangrik word? Sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Ek het altyd so 'n verhaaltjie wat in die Almeriese familie gebeur het, en dit was nogals baie cute.
sy het 'n niggie. En die niggie het hom aan 'n huis groot geword waar mamma en pappa en die res om hulle nou maar lekker kan vloek. Maar tog nou snaaks, as die kindertjie nou begin ook vloek, want hulle leer ons nou leer ons nou maar praat by mamma en pappa, dan word hy 'n mondjie oopgemaak en peper in gegooi. Soos jy gevloek het, en jy nog uit tye. Soos jy gevloek het, het jy peper in jou mond gekry. Maar ma en pa vloek. Kyk. En die dag, toe die kind nou weer so 'n paar kras woordjies in die mond het gryp haar ma vas, gooi peper in haar mond, en sê van hou op vloek. En sy vloek terwyl sy peper in die kind se mond gooi. Rarig? Rarig. Besprinkel jou woorde met sout en jou kinders sal nie vloek nie. Wees jy die voorbeeld? Praat ek met myself. Nou dat ons sien hoeveel die Here fisiese sout gebruik het in die Ou Testament en ons vergelyk in die Nuwe Testament met sout, wil ek bietjie stil staan by 2 Konings 2:19, waar die Here daardie fontein gereinig het. En glo my baie goed, dit was nie die sout nie. Dit was die salwing op Elisa se lewe, wat daardie water gesuiwer het. Dit was die salwing op daai man se lewe. Dat God die Vader het daardie water vir ons skoon gemaak. En daar's vandag nog skoon water in daardie fonteine. En ek kan vir u sê, dat Elisa se soutverbond het gestaan toe dag hy gesterf het, maar God het sy soutverbond gehou met die volk tot vandag toe. Nooit verbreek nie. God never changes, he's always the same. Hoe dit betrekking op my lewe? Onthou, sout is in die Nuwe Testament 'n vergelyking met ons, Matteus 5:13. Die Here wil hê ons moet goeie, bruikbare sout daar buite wees. Die Here het reeds met ons deur die kruisdood 'n soutverbond deur die bloed van Jesus met ons. Daar's giftige fonteine daar buite. En ek wil vir u sê, elke kind van die Here, jy behoort 'n bak met sout te wees. Jy gaan in situasies in jou lewe kom. Ek was aan 'n werksplekke geplaas en sê ek, Here, wat maak ek hier? En as ek weer sien, is daar iemand wat sout nodig het. As ek weer sien, is daar iemand wat 'n bitter fontein in sy hart het. As ek weer sien, kom daar bitterheid in mense se lewens uit. Nou weet ek hoekom het die Here my daar gesit, dat ek hierdie skoon skottel vat en dit daar gaan ingooi. En ek wil vir jou sê, hy sê bring my 'n nuwe skoon skottel. En jy kan sout daarin gooi, want jy, volgens Matteus 3:13, is die sout van hierdie aarde. Jy kom by 'n fontein, dan vloek hy soos 'n matroos, man. Wie wat al wat daai fontein nodig het is sout, nie peper nie, sout. Jy is die een wat die sout gaan bring en sê, nee, gaan vloek daar as jy moet, maar jy voor my gaan jy die Here se naam nie eintlik gebruik nie. Want vloek is dit vir my die ergste. Kolossense 4:6, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Jy hoef nie soos 'n matroos te vloek om net 'n punt te maak in die lewe nie, glad nie nodig nie. Glad nie. 'n vloekende fontein het net sout nodig. 'n vuil vrotwaterfontein. Daar's 'n hele wêreld daar buite wat begeer vir net iemand wat die vuil water in hom of in haar kan skoonmaak. Hulle begeer na jou dat jy net sal kom en met hom praat,
Baie keer vloek en skree en skel hulle voor jou, tree verkeerd op voor jou, sodat hulle jou aandag kan kry. Asseblief help my, ek soek van daai wat jy het. Ek wil nog sout van die aarde wees. Ek is laf, ek is uitgegooi op die strate, mense vertrap my, en ek kan vir u sê, sonde gaan jou vertrap, sonde gaan jou verniel. As jy dink daar is eer in sonde, maak jy 'n fout. Jy gaan op die grond uitgegooi word, en jy gaan vertrap word. Wat gebeur met 'n kind van die Here as hy sy sout laf geword het? Want die Here praat baie mooi in Lukas 14:33 daaroor. Dit kan nie eers vir die ashoop gebruik word nie. Nou wil ek jou vra, kind van die Here vanmôre, is jy al daar wat jy nie eers op 'n ashoop gebruik kan word nie? Dit word buite gegooie, mense vertrap dit. Kinders van die Here kan so ver terugval, dat hulle ook nie eens op 'n ashoop gebruik kan word nie. Maar dis wat die woord van die Here sê. Is dit harde woorde? Ja, kind van die Here, dis harde woorde. Hoeveel sout het jy nog in jou? Hoe vuil is jou bak? Wanneer jy daar kom, kan jy nie smaak gee nie. Jy kan nie perseveer nie. Jy kan nie ontsmet nie. Jy het jou loyaliteit verloor. Jy het jou duursaamheid verloor. Jy het jou waarde verloor. Jy het jou waardigheid as kind van God verloor. Jou bereikbaarheid, jou integriteit het jy verloor. En na harde woorde. Baie harde woorde. Maar kan jy verseker dat sonde gaan jou soontoe vat? Sonde gaan jou soontoe vat. Sonde gaan jou bereikbaarheid wegvat as kind van die Here. Gaan jou vuil maak. Dit wat jy juist moet gebruik om die wêreld te ontsmet. Dit wat jy juist moet gebruik om vir die Here iets te beteken. Het verrot. En dan kom jy met dit na die Here toe. En hy sê vanmôre, Jesaja 42 vers 3. Die geknakte riet sal ek nie verbreek, en die dowwe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy dit die reg uitbring. Kom ons buig die hoofde. En ek hier vanmôre vra, gee u nog smaak in die wêreld? As kind van die Here, is u nog ware, vars sout vir 'n wêreld wat ontsmet moet word, vir 'n wêreld wat vuil is, soos daai fontein wat Elisa daardie water gesuiwer het met die baksout. Doen ons dit nog vandag vir die wêreld daar buite, of lê ons op die strate uitgegooi van sonde en lê ons en word vertrap? Gee die Here 'n kans vanmôre om jou aan te raak. Gee die Here vanmôre 'n kans. Laat hy u 'n nuwe soutbak maak. Hierdie boodskap is absoluut vir kinders van die Here wat laf geword het. Absoluut vir kinders van die Here wat in sy hart vanmôre kan vra, Here, ek het laf geword. My sout beteken absoluut niks vir hierdie wêreld meer nie. U het my sout gemaak. U vergelyk my in Matteus 3:13 dat ons het sout geword vir hierdie wêreld. Laat U ons sal uitstrooi, Here, voor die wêreld. Maar daar waar ons in 'n fontein inval, Here, laat ons 'n verskil gaan maak en dit wat vuil is, weg sal vat. Here Jesus, tot ek myself kom vanmôre. Here, en ek vra U, laat U my 'n nuwe soutbak sal maak. Die gemeente voor my en die wat die video's kyk, Here, laat U ons nuwe soutbakke gaan maak. Ons waardevol sal maak, Here, dat ons integriteit kan hê. Dat ons weer smaakvol vir die wêreld kan wees.
Dat ons kan weet, Here, ons kan 'n verskil maak in die wêreld daar buite. Laat alles wat die woord ons leer oor hierdie pragtige gedeelte van sout, laat U dit in ons lewens kan openbaar. Soos ek gepreek het, Here, dat ons kan smaak gee, perseveer, disinfek in ons met, loyaal teenoor U kan wees, diersaam vir U kan wees, ons in 'n onvrugbare wêreld vrugbaar kan wees, waardevol, reinigend, bruikbaar, en dat ons as kinders van die Here weer gesien sal word met integriteit. As hulle ons sien, kan hulle sê, daar is 'n man van God met integriteit. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen.